'n boek met die naam Ars Moriendi, die kuns van die dood. Hoekom sal 'n man so 'n boek skryf? 'n tyd gelede staan ek in die bank. Ek ontmoet 'n dame, 'n vrou, 'n weduwee. Haar man is skielik oorlede en sy is letterlik verboureerd. Haar kinders sit oor see. Die eksekuteur wil al die dokumente hê, maar sy weet nie waar dit is en sy weet nie wat hulle wil hê nie. Dan vertel sy my, sy het 'n goeie man gehad. Hy het vir haar alles gedoen. Sy het nooit in 'n bank gekom nie, sy het nooit rekeninge betaal nie. Hy het haar bederf, hy het haar so lief gehad. Maar in sy liefwees was hy baie wreed teenoor haar. Hy het haar nooit voorberei vir die dag van die dood nie. En dis die doel van die boek. Het jy 'n lewende testament oorweeg? Ek weet van 'n vriend, 99 dae in die hoë sorg. Vir 99 dae kon hy nie eet nie, kon nie praat nie, kon nie asemhaal nie. Vir 99 dae het sy vrou dag in en dag uit by hom gesit, gelees, blokkiesraaisels, gebrei. Op dag 99 het die hospitaal die bed nodig gehad. Hy is uit. Hy het gesterf sonder 'n lewende testament, maar met 'n groot hospitaalrekening, 'n groot. Wanneer jy laas gekyk na jou testament, is dit billik, prakties uitvoerbaar? Wanneer jy laas gepraat oor die dag van die dood en na die dood, die langslewende, waar gaan die langslewende leef, woon, waarvan gaan die langslewende leef? Jy het gepraat van die moontlikheid van demensie. Sou demensie kom? Hoe gaan jy jouself aanpas, die huis aanpas? Jou badkamer, jou kombuis is die 2 gevaarlikste kamers in die huis. Jou finansies, wie gaan die finansies hanteer? Dink 'n bietjie daaroor. Hierdie boekie wil vir jou sê, moet die dood nie ignoreer nie. Maak vriende met die dood. Wees paraat en berei jouself voor vir die dood. Dit kom, maar die dood is oorwin. Moenie wag vir die dag as die dokter vir jou sê, meneer, mevrou, dis tyd om jou saak in orde te bring nie. Doen dit nou reeds. Ars Moriendi.